Is iemand waar jy as 'n gees een kan toestoot. Maar vervolgens vir julle sê, as jy die Here in jou kant het, verskuif hy berge. Wat jy nie kan verskuif hy vir jou volgende. Draai bestoor begin, dan die Here, so die waarheid. Die mens kyk neer op die pastoor, of die leraars, wat hulle genoem word, kyk hulle neer. Ek en my vrou is die ryk Thomas, en betoon.
Koop ons huis sonder werk. Ons gaan na die bank en toe hulle nie meer aanvaar nie, want jy die werk. Jou bankrekening is geld. Maar weet julle wat, vandag sit ek in die huis. Dit is
stil gesit in die huis en my kinders was saam met my. Ons was hier in groot brak. Toe nooi jy bestoor by op uit. Ons gaan bid vir mense wat die pa en sy seun oorleer is. So belangrijk in. Die een van ons is aangeraak aan COVID. Dis genade. Dis genade volgens dat ons nog nie kan sit en by mekaar kan bemoedig en sê die Here seën jou volgende. En bring jou kant. Ons het nog een keer sonder voedsel gaan staan. Broers en susters, ek is nie hier om te sê. Ek sê altyd, ek het oor om te luister na die Heilige Gees. Ek het oor om te luister en sê, Here, ek doen soos U wil. Nie my wil nie. Ek kan nie vir iemand nou R5.000 gee nie. Hoekom doen ek dit nie? Want die Gees van die Here het my nie gelei maar hy gesoen. Verstraal my reg volgens. Dis hoe die Heilige Gees werk volgens. Maar jy moet die Heilige Gees het. Binne jou. Anders sê jy niks. Ek het volgens so'n klein ietsie. Ek hou daarvan om anders te wees as ander pastoor of leiers van kerk. My boodskap gaan eintlik oor die wapenrusting. Wat 'n wapenrusting het jy vanoggend aangetrek toe in die huis van die Here toe? Hoe was jy vanoggend toe jy opgestaan het? Het jy genade tot die Here en gesê, Here, dankie vir die goeie nagrus. Al het jy met pyn gesit. Maar jy het toch vir die Here gesê, Here, dankie vanoggend dat ek my oë kan oopmaak en ek kan opstaan vanoggend en sê, Here, dankie vir die goeie naam. Dat jy raak ontstaan. Ons wou nie. Wat gebeur met hierdie? Ek gaan sê sommer hierom. Wat gebeur met my lewe nou? Vanoggend het al die boodskap uitgegaan. Ek wil vanoggend vra, lê jy vanoggend onder 'n gat? Lê jy vanoggend dalk met 'n probleem wat nie kan opgelos word nie? Het jy 'n seun of 'n dogter wat vanoggend nie op gehoor gaan praat en die moeder se hart nie? Sit jy met 'n probleem en dink aan môre? Wat die groot kommerdag gaan kom en sê, Here, maar ek kan dit nie face nie. Ek wil jou sê die Here lewe. En hy sien jou hart vandag. Hy sien jy elke dag vanoggend in die gebou. Maar as jy nie hoekom ons moes hier gewees. Jy voel dan volgende Here, ek kan nie meer nie. Maar ek het ook al so gevoel. In my 25 jaar wat ek hierdie werk doen, wat ek na kinders en ou mense kyk, was dit nie net ons het 'n gelyke pad geloop nie. Daar was opdragtes. Daar was opdragtes. Dat jy nie gewonder my
Here hier by opgestaan. Vir jou en vir my. Jy het niks aangetrek van Babelhuis. Jy het niks aangetrek, dit is hoe jy verdrink. Jy het elke leesvogend Bybel gelees voordat jy gekom. Vrou sê vir my, my mama het my dit en ek sê, kyk net. Een mens berei jou voor, maar weet jy wat daar sit, en al die getuienis en die bemoedigingskomheid, dan weet die Here dankie. Die is jy volledig aangedreig. Ons is nou boer, kom nie maar. Partykeer voel het of jy verdrink. Jy spat om rond in die water. Jy sê weer, maar ek kan nie. Ek kan nie. Hou moed. Sê dit die Here. Jy spat aan, wat by hom. Ek het daar net gedoen, toe ek opgehou, dit lyk op my, ek nie 'n geestelike, my moeder was 'n geestelike vrou. Maar jy as seun of dogter, draai die verkeerde grondpad uit. Jy draai weg, swaar. Een van ons kinders sterf af, in die gebouwkie waar ons kerk gehou. Glo my God. My vrou en van die susters wat by hom was, wat vir hy seun. Hy is opgeneem in die hospitaal vir kyk wat die fout is. Hy is vandag, ek dink 13 jaar oud. Broers en susters, vergeet van jou. Vergeet. As die vrou of die man nie die Here dien, bring hom na die Here toe. Die Here gebed. Die Here seën. Die Here seën Oudemont.